Hier en allerlei dinge versprei reg oor die land. En as 'n jong ou voel jy nogal trots as jy so groot maatskappy kan bestuur en op die been gebring het. En op 'n stadium was daar 26 mense wat vir ons gewerk het. En ons grootste jaar het ons 450.000 eenhede reg oor Suid-Afrika versprei. So dit was nogal 'n groot mylpaal gewees vir my. En 2017 kom, toe ek nou al 27 en lekker my eie huis, my eie kar, die lewe is goed, dit gaan goed. En ek hoor so 'n fyn stemmetjie wat sê, Roan, dis tyd om op te hou met wow. En ek kon nie verstaan hoekom die Here dit vir my sou sê nie. Ek kon nie verstaan hoekom hy in die eerste plek dit sou verwag nie, want ons het baie Christelike musiek versprei, ons het Bethel Music se hele katalogus besit in Suid-Afrika. Ons het hulle ingebring Suid-Afrika toe vir 'n toer. So dit was regtig, ek het gevoel ons doen werk vir die koninkryk. En Wintie Roan, wat baie jonk is en gedink het hy weet beter, besluit, nee, ek gaan nie luister nie, ons druk deur. En in 2018 kom en die hele musiekbedryf soos ons hom geken het, wat fisiese kopieë betref, sink absoluut ineen. Ek dink dit was in 'n kwessie van 6 maande, wat Pick n Pay, Checkers, Game, C&A, Look and Listen, daar het 'n klomp plekke toegemaak, en hulle het al daai stok wat hulle gehad het van ons teruggetrek en teruggestuur, en ons het omtrent so 4.9 miljoen rand se stok wat ons toe moes terugvat. En die lekker ding van so baie stok is, jy kan niks daarmee doen nie, want jy kan dit nie verkoop nie, niemand wil meer 'n CD hê nie. En ons is toe geforseer om WOW te likwideer, en in my persoonlike hoedanigheid het ek vir baie van die skuld borg gestaan, want mense het nou nie gedink dit gaan gebeur nie, so ek het hom al geteken, en ek weet die Bybel sê, mag nie, moenie borg staan nie, en ek het my les daar geleer. So die gevolg was, ek self moes my huis en my kar en 'n klomp dinge verkoop het, al my meubels, om van die skuld te betaal. En dit klink nou soos 'n vreeslike hartseer storie, dit is nie hoekom ek dit vertel nie, ek wil nie enigiemand met my jammer kry nie, ek het self my eie keuses gemaak. Maar daar sit ek is 28, en al wat ek oor het is my bedkassies en 'n TV, want ek het gevoel, as ek Netflix het, kan ek enige plek gaan bly, en ek sal daarom entertainment hê. En obviously ek 'n bedhuis, ek het in my bed gehou. Maar ek trek toe terug na my ouers toe. Nou die lekker ding van om terug te trek by jou maale en hulle huis, die yskas is altyd vol kos. As 'n bachelor is dit nie altyd die geval nie. Baked beans en bully beef en daai cowboy kos wat jy so op die toast eet, beste vriend. Dit is altyd 'n eie gelukkig in 'n mens se kas en 2-minute noedels in die mikrogolf en kaas. Dit was optred my lewe. Maar in elk geval, ek is in die geval ook een van daai mense wat al die ooskiet eet, so daai bakkie mints wat in die hoek van die yskas daar agter staan vir 2 weke met die jelly laag al aan die bokant, of as jy hom so maak jy so water. Ek is die ou wat dit eet op 'n toastbroodjie. Met 'n snack mix van maak. So, dis ook daarom 'n lekker ding vir my om in die huis te bly. Daar's nooit oorskiet wat gaan moet word nie. Maar in elk geval, ek het toe daai Januarie van 2018, 2019, het ek met die Here gaan sit praat en ek vra vir hom, okay, wat nou? Ons moet begin. Ons moet weer van voor af begin. En ek het vir my 'n bedrag gegee wat ek nodig het per maand om net deur te kom en te kan aangaan en weer lewe te kan bou. En vir 26 maande van daai Januarie 2019 af het hy presies voorsien in daai bedrag wat ek vir hom gevra het voor. Nie 'n sent meer nie en nie 'n sent minder. Dit was die ongelooflikste ding wat ek in my lewe al beleef het saam met die Here. En dit is nie oor dit om dit geld gaan nie. Ek meen, mense kan vir hom vir enigiets anders vra, maar net hoe hy voorsien het. En nie in dit wat ek wou hê nie. Ek kon vir hom gevra het vir 20-30.000 rand 'n maand, maar ek het gevra wat ek nodig het en hy het dit vir my voorsien. Want hy het geweet dis wat ek nodig het. Hy het geweet ek moet deur hierdie proses gaan. Want soos die Bybel sê, van hoe goud gesuiwer word deur vuur, so word ons geloof gesuiwer deur beproewinge. En ek glo dit was seker die grootste beproewing wat die Here my nog ooit deurgestuur het. Vir my het dit op baie stadiums so 'n enorme storm gevoel. Maar as ek weer kan teruggaan en ek kan die vrede hê wat ek vandag het op 33 jarige ouderdom, sal ek dit weer doen. En ek sal weer teruggaan en ek sal weer deur dit gaan. Want ek het nog nooit soveel geluk gevoel net in 'n normale lewe saam met die Here elke dag nie. Daar's baie dinge wat van buite af kom wat ons aandag opverg en ons maak hom nie meer nommer 1 nie. Hy is nie die eerste prioriteit elke dag as jy opstaan nie, maar dit het my tot 'n besef geruk. En daai woorde in hierdie liedjie sê, I believe that you are able, I believe that you are good. En die grootste ding wat hy met my gechallenge is glo ek dat hy waarlik goed is. Want as ek glo dat hy goed is, en altyd goed is,
sal ek nie al die vrae vra van hoekom Here, hoekom dit, hoekom ek, wara. Ek sal weet dat hy goed is en dit wat hy vir my beplan is goed. En vandag staan ek hier, ek het intussen daarom al op 'n plaas weer ingetrek. Het was nog altyd my groot bucketlist ding om te kan boer en ek is 'n groenteboer met peppers en allerlei dinge en bokke en dan sing ek ook so bietjie. En ek kan regtig getuig van sy goedheid, van sy voorsiening en dat hy waarlik die pad saam met jou stap as jy die pad saam met hom stap. Hy is altyd baie stil en gentle, maar wanneer jy na hom toe toenader, kan ek julle beloof hy sal opdag. En ek weet nie in wat se storm jy sit nie, ek weet nie of dit swaar gaan in jou finansiële lewe, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, by die skool, by die werk, met jou gesondheid, of dalk is daar iets wat jy vir niemand van vertel nie, waarmee jy alleen struggle. Ek wil jou vandag, hierdie 4 minute wat ons nou hierdie liedjie gaan luister, net aanmoedig en vra om jou oë toe te maak, en net opnuut jou hele bestaan en jou hele lewe aan die Here oor te gee. Dit hoef nie 'n vreeslike spirituele heilige oomblik te wees, wat jy opstaan en waarom jy kan net daar waar jy sit, kan jy vir die Here sê, ek gee jou. Hierdie hele boksie wat ek dra, hierdie laste wat ek dra, gee ek vir U, want U is my voorsiener, alleenlik. Hierdie regering nie 'n werkgewer nie 'n familie nie, niemand. Die Here alleen is jou voorsiener. En hy sal met jou laat gebeur, dat hy weet met jou moet laat gebeur. Maar vertrou hom, hy's goed. Hy's altyd goed en hy sal nooit verander. Hierdie een se naam is Provider. Ek hoop dit kan vir iemand iets beteken vanaand. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart will fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart
die dag en tyd en weer is al